Ons lees vanoggend saam uit Psalm 103. Nou dis 'n Psalm van Dawid. Ons gaan nou nie die hele Psalm lees nie, net vers 1 tot 14 vir die van julle wat wil saam blaai. Klink nie of daar nog mense saam blaai nie, so ons almal is daar. OK. 'n Psalm van Dawid. Loof die Here, o my siel. Ja, alles wat in my is, loof sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou sonde skuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig, en soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Die Here handhaaf geregtigheid, die regte van almal wat verdruk word. Hy het sy weë aan Moses geopenbaar, aan die Israeliete sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in sy troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig nie, hy bly nie vir altyd tronig nie. Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde nie, en vergeld ons nie ooreenkoms ons sondeskuld nie. Want so hoog as wat die hemel bo die aarde is, so troon sy troue liefde uit bo die wat vir hom ontzag het. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontzag het. Want hy weet waarvan ons gemaak is, en hy hou in gedagte dat ons maar stof is. Net tot sover. Ons staan hier op die drempel van die einde van die jaar, en dalk het dit vir jou gevoel dat daar was kere wat die jaar eintlik net vir jou verbygevlieg het. En daar was ander kere wat dit dalk gevoel het, so ons moet nou elke dag so stadig beleef, triekie vir triekie moet ons maar net deur dit gaan. Maar tog, as ons vandag terugkyk, sien ons iets wonderlik, en ek hoop jy sien dit raak. Jy het dit tot hier gemaak. Jy het dit tot hier gemaak. Die Here het jou gedra, en jy het dit nie alleen tot hier gemaak nie. Nou Psalm 103 is Dawid se manier om terug te kyk. Om vir homself te sê, onthou, moenie die weldade van die Here vergeet nie. Dis asof hy homself herinner, die Here het jou vergewe. Hy het jou genees. Hy het jou gedra toe jy moeg was. Hy het jou nie behandel volgens jou sondes nie, maar volgens sy ontferming. En ek dink dit is my en jou uitnodiging vir oggend, om terug te kyk na ons jaar en te sê, Here, U was tog daar. Ek het U nie altyd gesien nie, of beleef nie, maar U het my gedra. En nou wil ek hê, ek en jy moet op 'n punt kom waar Dawid is. Hy begin en hy eindig sy Psalm dan met sê, loof die Here of prys die Here, o my siel. En ek wil hê, as ons hier vandag uitstap, moet ons eintlik op daai plek wees waar ons sê, loof die Here, o my siel. Nou as ons Psalm 103 lees ons nie net 'n loflied nie. Ons lees hier 'n gesprek wat Dawid met homself het. Hy praat nie met mense nie, hy praat met sy eie siel. En dit wat ons lees, dit wat hy eintlik vir homself sê, is nie net woorde van gemak of oorwinning nie. Psalm 103 is waarskynlik geskryf in die latere stadium van Dawid se lewe. Daar waar hy al sy hoogtepunte, sy dieptepunte, sy sondes, sy foute, sy verliese ervaar het. Dawid is nogals 'n persoon in die Bybel wat weet wat dit beteken om alles te hê, maar ook om alles te verloor. En is juist daar wat hy hierdie Psalm skryf, nie as iemand wat alles reg gekry het in die lewe nie, maar as iemand wat geleer het om terug te kyk en God se genade te sien. Dis waarom
Psalm 103 so eerlik en vol lewe is. Dit kom uit die mond van iemand wat weet hoe dit voel om vergewe te word, om herstel te word en om gedra te word. Maar binne in hierdie Psalm is daar vir my en vir jou 3 momente, 3 geloofsmomente van Dawid, wat ek dink ons nogals vanuit kan leer. Veral as ons wil terugkyk na die jaar. 3 dinge wat vir ons as lense is, wat ons kan aanset en kyk na ons jaar. Dawid het eerstens onthou wat God gedoen het, sy goedheid. Hy het herken God se ontferming en hy het toe uiteindelik reageer met lof. Nou voor ons begin by die onthou, moet ons self onthou, hierdie is Dawid se verhaal. Dis sy getuienis van wie God is. Jou verhaal van hierdie jaar lyk waarskynlik anders. Jou jaar het ander hoogtepunte, ander draaie, ander wonde. Jou lys van God se goedheid gaan nie identies wees as Dawid se nie. Maar die God van Dawid, die bly dieselfde. En daarom kan Dawid se 3 geloofsmomente ons help. Dis die bril waar ons deur na ons jaar kan kyk. So, eerstens, onthou. Ons almal ken Dawid se storie. Hy was nie 'n perfekte man nie. Hy is iemand wat oorlog gevoer het, foute gemaak het. Ons kan sommer maar net daar Batseba se naam inbring. Hy het mense verloor, hy het regtig 'n woeste lewe gehad. Maar tog ergens kom hy dan op 'n punt in sy lewe en hy kyk terug en hy sê, "Sjoe, die Here het my gedra, hy het my vergewe, hy het my gesond gemaak. Hy het my gered van die verderf." En daar is vir my iets geestelik, iets genesend aan onthou. Wanneer ons terugkyk oor ons lewe, oor ons jaar, en ons sien hoe God se goedheid raak, dan word daar iets binne in ons ligter. Onthou, herstel ons perspektief. Dit trek die goue draad van God se genade eintlik reg deur ons lewe. Maar om te onthou is meer as net nostalgie. Dis meer as net om te sê, "Ag, jy weet jy, ek onthou die goeie ou dae." Om te onthou is om met geloofsoë terug te kyk en te sê, "Sjoe, daai was die Here." Dis om met geloofsoë terug te kyk en te sien waar God werksaam was in my lewe, selfs in die sleg. So wanneer ons vandag onthou, is dit om te sê, Here, ek het nie altyd verstaan nie. Maar ek besef nou, dalk het ek nie alleen deur hierdie gegaan toe ek jy so alleen gevoel het nie. Onthou is 'n vorm van aanbidding. Dit is om te erken dat elke asemteug, elke stukkie van hoop, elke helpende hand in my lewe 'n geskenk was. Nie toeval nie, nie geluk nie, maar God, genade. Onthou het 'n helende geestelike koneksie. Maar ons moet eintlik hier vir mekaar sê, "Sjoe, as Dawid op 'n punt moes kom in sy lewe waar hy homself moes herinner, hoeveel te meer met ek en jy nie." Want kom ons wees eerlik, ons vergeet. Ons gaan aan met ons lewe, ons vergelyk onsself met ander, ons jaag, ons is bekommerd, ons is gevul met vrees. En so vergeet ons van God se goedheid in ons lewe. So tussendeur alles hier. En soos ek gesê het, ons is hier vandag om te onthou. En ek wil nou vir 'n oomblik vir jou gou vra. As jy moet terugdink oor jou jaar, waar in jou jaar het jy besef, "Sjoe, dit was God. Ek
Ek het nie in die oomblik so gedink nie, maar hierdie is God wat my gedra het. Het jy sulke oomblikke in jou lewe? Dink gou vir 'n oomblik aan hulle, hou vas aan hulle, want ons gaan terugkom na hulle toe. En ek sien nou hier 'n paar gesigte, en ek kan dink, as jy nie dink, daar sulke oomblikke in jou lewe nie, kom praat met my, want ek sien hier, iemand wat gediagnoseer is met kanker, iemand wat deur 'n woeste egskeiding gegaan het, iemand wat sy werk verloor het, wat haar werk verloor het. Daar is momente in jou lewe waar die Here jou gedra het, want jy is nog hier. Jy het dit tot hier gemaak. So dink vir 'n oomblik. Dink vir 'n oomblik aan dit. Die tweede geloofsmoment wat Dawid dan nou doen is hy herken. Nie erken nie, hy herken. Nadat hy teruggekyk het en soort van God gesien het in sy storie, raak sy toon sagter in die Psalm soos hy aangaan. Dis asof hy besef, dis nie net wat God gedoen het nie, dis wie God is. Ons lees dan vers 8. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in sy troue liefde. Vers 10, hy handel nie volgens ons sondes nie, en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Dawid skuif nou hier sy perspektief, hy is nou eintlik nog meer eerlik met homself, oor sy eie feilbaarheid, en hy herken iets wonderlik. God het getrou gebly, selfs wanneer hy nie was nie. En dis seker een van die mooiste waarhede van hierdie teks, is God vergeet nie van ons menslikheid nie. En dit is wat Dawid herken. Hy het al hierdie dinge gedoen in sy lewe. En hy besef die Here het geweet hy is eintlik net mens. Miskien was jou jaar nie 'n jaar vol oorwinnings nie. En weer eens, soos ek nou van julle gesigte sien, dink ek, is hier mense wat nogal 'n woeste jaar gehad het. Dalk was dit vir jou 'n jaar van moegheid, van verliese. Dalk het jy hierdie jaar so baie sonde gepleeg, dat jy sommer herinner aan jou eie beperkings. Maar tog selfs daar sê Dawid vir ons, selfs in daardie oomblik, bly God lief vir jou. En om dit te herken, beteken om eerlik te wees en om te sê, Here, ek was nie altyd getrou nie. Maar hy was. Dis om in die spieël te kyk en te sê, Here, ek was soms hard teenoor mense. Ek het soms my geloof verloor. Soms het my hoop geglip. Soms het my mond geglip. Maar dan kom die fluister van hierdie teks deur wat sê, ek weet waarvan jy gemaak is. Ek onthou dat jy net stof is. God se genade kyk nie weg van ons broosheid nie, dit kyk reg deur dit. En dan kom Dawid en hy gaan oor in lofprysing. Loof die Here, o my siel, alles wat binne in my is, prys sy heilige naam. Dis asof hy ook nou homself dan nou in die tweede gedeelte van die Psalm vasvat en sê, okay, jy het nou onthou, jy het nou erken, so kom. Nou kan ons nie stil bly nie. Dis tyd om te loof. En lof is nie net 'n mooi gevoel nie, dis nie net mooi woorde nie, dis 'n reaksie. Dis hierdie natuurlike antwoord van 'n hart wat weet hoe dit voel om aangeraak te wees deur genade. Wanneer jy regtig besef hoe diep die Here se goedheid in jou lewe loop, kan ons nie anders as om terug te kyk en terug te gee met lof nie. Dawid se lof is nie hier oppervlakkig nie. Hy prys nie God oor alles in sy lewe perfek is nie. Hy loof die Here ten spyte van dit wat hy alles deurgemaak het.
Want lof kom verander jou perspektief, dit kom herinner jou dat God groter is as jou storie. Dat God se liefde die laaste woord oor jou storie, oor jou jaar, oor jou lewe het. So wanneer Dawid sê, loof die Here al sy werke oral in die koninkryk, nooi hy eintlik die hele skepping in en sê, almal van julle het iets van God se goedheid, so kom, laat die wêreld dit hoor, loof die Here, o my siel. Loof die Here, o my siel. En dan sluit Dawid af, en ons het nou nie die einde van die Psalm gedeel nie, maar hy sluit af met vrede, want jy kry die idee dat as hy terugkyk, kyk hy nie terug oor sy lewe met spyt of skuld nie, hy kyk terug met verwondering. Hy het besef dat die Here hom gedra het. So as ek en jy nou vandag terugkyk, onthou ek het nou gesê jy moet vashou, ons kom nou weer daar. As ons dalk terugkyk oor ons jaar, voel ons dalk gemengde emosies. Blydskap, ons het blydskap en pyn beleef, ons het oorwinning, maar ook verliese beleef, ons het geloof beleef, maar ons het ook twyfel beleef. Maar dit is soms hoe lewe lyk en dit is soms hoe geloof lyk. Maar dalk is die grootste getuienis vir oggend dit. Jy is nog hier. Jy is nog hier. Nie omdat jy sterk was nie, omdat God getrou was, nie omdat jy alles verstaan het nie, maar omdat God se genade genoeg was. So as ons nou gaan terugkyk na ons jaar, mag jy die goue draad sien van God se liefde in jou lewe, in die stilte, in die gewone, in die vreugde, in die trane, en mag ons dan soos Dawid kom op 'n punt wat sê, so die Here het my eintlik goed hanteer, hy het my vergewe. Hy het my genees op sy manier ook al, dalk nie fisies nie. Hy het my verlos. Hy het my met liefde en ontferming oorlaai. En mag jou hart dan antwoord met dieselfde woorde as Dawid, loof die Here, o my siel. Nie omdat dit maklik was nie, maar omdat hy naby was. Nie omdat ons alles verstaan nie, maar omdat ons iets van hom gesien het, iets van hom beleef het. Tussenin deur alles. So dis die 3 momente. Onthou, herken en reageer. En is nou hierso by die nagmaaltafel, wat ons al 3 van daardie momente gaan ervaar. Want hier onthou ons van 'n daad, hier is genade sigbaar, en hier verander ons lof in aanbidding. Vanoggend by die nagmaaltafel kom herinner die Here ons dat sy liefde nie net deel is van ons verlede nie, maar steeds in ons hede en in ons toekoms deel is van ons storie. Dit is wat ons by die nagmaal gaan vier.